Goeiedag en goeiemiddag, dit is Gabriel van Eden, jy is ingeskakel by Oasis FM, die radiostasie wat vir jou nuwe, vars, lewende water bring. Maar saam met lewende water vind ons ook hoop en verkwikking. Jy ingeskakel na die program Eer aan God, soos ek reeds gesê het, ek is Gabriel van Eden, jou gasheer, en saam met my in die ateljee vandag op hierdie pragtige maandag, die 16de Februarie, is Sas Swart, en sommer oor na jou Sas, en dan kan jy ook vir ons uit die mou laat en vir ons laat sê, wat gaan vandag se tema by ons wees? Geliefdes, wonderlike voorreg om vanmôre hier te wees saam met Gabriel, en dat ons vandag 'n bietjie gedagtes gaan wissel oor 'n baie belangrike onderwerp, naamlik die huwelik. En julle sal weet dat die huwelik baie omstrede is in die dag waarin ons lewe, en daarom is dit nodig dat ons 'n bietjie in diepte kyk en die huwelik terugvat na sy wortels toe, waar dit sy ontstaan gehad het, toe God man en vrou geskape het. Ja, ek wil net vir jou vaar so klein bietjie terug van die mikrofoon af, agtertoe, daar sy, en ek het net gevoel vandag met hierdie kragtige, kosbare onderwerp, die huwelik, Sas, sal jy vir ons net eers bid, sodat elke woord wat hier uitgaan gesalf en geseënd sal wees. Here, baie dankie vir hierdie voorreg, en ons pleit in u wonderlike naam, dat u grootheid, u almag, u naam verheerlik sal word, sodat u koningskap, u heerskappy oor die hele wêreld, u heerskappy oor elke mens, elke man, elke vrou, binne in elke huwelik, ja Here, dat dit bevestig sal word, en dat ons in ons verhouding met u sal snap, sal ontdek, sal beleef, dat u die koning van die lewe is, van die liefde is, die viering van die liefde, want u is liefde, en ook soos dit gestalte kry, in die leefstyl, in die verhouding, binne die huwelik, van 'n man en 'n vrou. Wil u vir ons koester met u woord, en wil u ons harte oopmaak, ontvanklik maak, Here, sodat ons dit sal verstaan, dat ons dit sal inneem, sal drink, en Here, dat dit die begeerte van ons hart en ons lewe sal wees, om vanuit die lewende water wat u gee, voluit te lewe, u naam ter eer. Amen. Amen, terwyl Sas nou so gebid het, het my oog net weer eens geval op Oasis, wat lewende water bring. Nou dit is die mooi ding, dit is wanneer ons die beginsels van God se woord ontdek, soos wat in Matteus 6:33 staan, soek eers. Ek hou van die ou vertaling wat gesê het, soek allereers die koninkryk van God, en dan die belangrike woord, en sy geregtigheid. Wanneer ons doen wat reg is in die oë van die Here, dan sal daar lewende water wees, maar die teenoorgestelde, slegte, treurige, stinkende water, wanneer ons doen wat die ou vyand wil hê ons moet doen, want die aanklaer van die mensdom mag net aankla as ons God se reëls en sy beginsels oortree. Nou, Sas, terwyl ons nou by die huwelik besig is, hoe kan ons die Here verheerlik deur ons liefdesverhouding, wat dan kan lei tot 'n kosbare huwelik, 'n goddelike instelling? Ek sal baie graag eers wil vertrek by die oorsprong, en dit is by die woord, by die Bybel. Amen. En in vandag se tyd het die Bybel in onbruik geraak, Ja, en dit is ja. hartseer. Dit lê ten grondslag van huwelike sonder God, Ja. want die woord van die Here word nie meer geag as God se woord nie, en dit is skrikwekkend, as 'n mens 'n bietjie dink en 'n bietjie lees en 'n bietjie sien, en begin bekommerd raak, dat selfs binne in die kerk het die Bybel 'n baie groot twispunt geword, en word die Bybel nie meer altyd gesien as die woord van die lewende
God nie. Jy laat my, ekskuus dat ek jou in die rede val, jy laat my dink aan wat iemand nou eendag vir my gesê het. Hy sê, weet jy wat is die probleem van die wêreld? Die mens doen wat reg is in sy eie oë, en nie wat reg is in die oë van God nie. En 'n mens se eie geregtigheid word so maklik en vinnig 'n lewensstandaard, 'n lewenstyl, en dan kan die mens nie verstaan hoekom sy lewe so 'n groot gemors is nie. Oor na jou toe, Sas. Ja, ek wil verder gaan by dieselfde gedagte wat jy nou onderstreep het. En dit is dat in die Bybelse geskiedenis van die volk Israel het Moses die wet gekry en hy het dit gebring. Ja. En hulle het die opdrag gehad om dit vir hulle kinders te onderrig, in te skerp. Wanneer hulle praat, wanneer hulle ry, wanneer hulle slaap, moet hulle die woord van die Here met hulle kinders deel. En die hartseer van dit is die oomblik wanneer die woord uit jou lewe uit verdwyn, Ja. dan verdwyn God uit jou lewe uit. Ja, en wie stap in? Die ou duiwel, die mensemoordenaar stap in, want hy het wettig die reg om te kan slag, moord, steel en doodmaak. Johannes 10 vers 10. Feitelik so interessant dat by die skepping het God die grondslag gelê vir die huwelik, Ja. in die skepping van die man en die vrou. En ek wil net nou nog 'n bietjie meer daaroor sê. So die duiwel wat daarop uit is om God by te kom, is nie ja by ons om ons by te kom nie, hy wil God bykom. Amen. En wanneer hy dit doen, dan vervreem hy die mens van God en kan die mens nie meer lewe tot eer van God nie. En dit is skrikwekkend, want as ek kyk na die lewe in die wêreld rondom my, dan is dit op alle terreine wat daar verval intree. Israeliete het, toe hulle die woord nie meer getrou gedien het nie, geneig na die afgodediens van die heidense volke. Ja. En dit het hulle op die ou einde veroorsaak dat hulle nie vir God gehad het nie, dat hulle nie meer 'n priester gehad het wat vir hulle kon bedien en begelei nie. Godloos in die wêreld, en dit is skrikwekkend. Dan vlug alle vreugde van 'n huwelik en liefde tussen 'n man en 'n vrou, dit verdwyn. En dan staan elkeen van hulle op hulle eie bene, in hulle eie reg, en is elkeen van hulle se reg vir hulle belangrik, en wil hulle dit afdwing teenoor mekaar as man en vrou binne in die huwelik. En dit is hoekom die egskeidingssyfer so geweldig hoog is. Ja. As 'n mens nou gaan kyk na die huwelik as 'n goddelike instelling, en ons kyk na die mislukkings in soveel huwelike. Een van die goed wat ek definitief agtergekom het in die lewe al is die kindertjies. Dis asof die pappa en die mamma voor staan voor die kinders, en pappa met die swaard van die woord in sy hand, en hy beskerm sy vrou en sy kinders teen die aanslag van die vyand. Maar die oomblik as daar 'n breek tussen pa en ma ontstaan, dan gee dit die ou vyand direk toegang tot die kinders, en hy het net een ding: hy wil slag, moord, steel, roof, doodmaak. Johannes 10 vers 10. So ek dink ons het op 'n stadium The World Needs a Father gedoen van Cassie Carstens, en hy het net vir ons gesê 80% van die wêreldse probleme is die gevolg van 'n pa wat nie sy posisie ingeneem het nie. Dan het ons 'n mamma, en daar het 'n breuk in die huwelik ontstaan, wat die kindertjies moet vat en gaan versorg, en hy voeter aan op sy eie lewe. En dan word die kinders groot met die verkeerde vaderbeeld. En kan jy glo, Sas, hier kom hierdie magtige Hemelvader na ons as mans so, en hy sê, ek wil jou hê as verteenwoordiger in jou gesin, om my as God die Vader te verteenwoordig. En watter voorreg, maar saam met dit kom 'n verantwoordelikheid.
Maar dankie Here dat hy die Heilige Gees vir ons gestuur het, dat die oomblik as jy die tree neem om te sê, ek neem my rol op as die man, die vaderfiguur, dan is die Heilige Gees daar om te ondersteun. Presies so. En dit is skrikwekkend hartseer. Ek kan regtig vir die Here met my hele hart baie dankie sê, dat ek het 'n pa en 'n ma gehad, wat hulle rolle in Christus geken het, en wat vir ons opgevoed het en geleer het. My ma, baie meer aan moedersknie, die emosioneel geestelike dinge vir my geleer, liefde vir my geleer, gedemonstreer, dit ingeskerp. My pa was betrokke by die kerk al die jare wat ek weet. Het hy kategese gedoen en het hy die feitelike belydenisskrifte, die Bybel, by elkeen van ons 6 kinders ingeskerp. En dit is die fondasie. Daai inskerp in my lewe wat my gebring het tot waar ek vandag is, deur die genade van die Here, want ek is maar net so 'n mens, wat maar net so 'n slagoffer was, baie keer in my lewe van die duiwel, wat my eie ek so kom verhef het, dat ek dinge op my eie wil doen, en dinge wil hê wat ek wil hê, en ek sal alles doen om dit te kry. En dit is presies teenoor dit wat God binne in die huwelik van ons vra. Ek wil hê ons moet weer teruggaan, soos jy gesê daar in die begin van Genesis. Wat was ons Skeppervader, ons Hemelvader se doel, toe hy Adam en Eva bymekaar gesit het, en dat ons net gaan kyk, wat is die fondasie waarop ons huwelike vandag bou in die wêreld? Ek is hier by Genesis, en ek wil Genesis 1 vers 26 lees. Toe het God gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die makdiere, die wilde diere, en al die diere wat op die aarde kruip. God het die mens geskep as sy verteenwoordiger, as beeld van God het hy die mens geskep. Man en vrou het hy hulle geskep. Ek wil ek iets sê rondom die skepping self. Ja. As jy na die woord gebruik in die Hebreëus toe gaan, dan het hy gebruik die woord Adam as 'n spesie skepping, nie as 'n individu skepping nie. Ja. Binne in die skepings het hy die, kom ons noem dit die mensdom geskep. En dan, wanneer hy sien dat die mens nie alleen kan funksioneer nie, en dat daar een of ander iets tekort is in sy lewe, dan skep hy uit sy liggaam uit die vrou. Wow. Baie keer sê ons, of sien ons die Bybel praat van die ribbebeen. Ja. Nou, daaroor wil ek ook iets sê. Hy het nie die kop geskape dat die vrou moet heers nie. Hy het nie die voete geskape dat sy moet trap, of dat die man op haar moet trap nie. Ja. Hy het die kant van die vrou, dis die regte vertaling, die kant van die vrou gebruik, om van die man gebruik om die vrou te skape. En die invloed of die uitgang daarvan is dat man en vrou presies ewe gelykwaardig is. Die een heers nie bo oor die ander nie. En al twee het 'n baie bepaalde rol om dit 'n verhouding van eenheid te maak. Eintlik een liggaam, waaruit die man en die vrou geformeer is, gemaak is, as wederwysige hulp vir mekaar, met baie bepaalde afgebakende rolle wat hulle vervul. Eers hier by Genesis 4:5 later, wanneer Kain bang is nadat hy vir Abel doodgeslaan het, laat die mense hom gaan doodmaak, hy's bevrees daarvoor, gee vir ons 'n aanduiding
dat toe eers het die individuele persoon aan die orde gekom in die Bybel. Maar as skepingsverorde, mensdom geskape, met die vrou, man, gelyke uit een liggaam, wat die eenheid simboliseer. So 'n man is nooit volmaak, man, sonder sy vrou nie. En hulle twee is een. En ek wil dit onomwonde stel. Dit is 'n skepingsverordening. Ja. Ja. Ek hou daarvan die eenwording van die tweeetjies, die man en die vrou word dan een vlees amper, dink dit soos dit die woord dit beskryf. Maar die huwelik soos ons dit vandag ken, wanneer dit begin plaasvind, as ons nou 'n bietjie teruggaan in die geskiedenis van die Bybel, en dan ook, waar staan ons vandag met die era waarin ons leef rondom die huwelik en dan die saamwees, soos ons hoor deesdae, mense sal vir jou sê ons twee is saam al vir 'n hele klompie jaar. As jy bietjie kan teruggaan en net vir ons kan lig bring op die feit van hoe het God die huwelik, of dan die huwelik soos wat ons dit ken, waar vloei dit vandaan? Dit is ook vir my 'n skepingsverordening wat miskien op ander maniere gestalte gekry het as wat ons dit vandag doen met 'n kontrak, wat ons ooreenkoms met mekaar teken fisies, of wetlike aspek. 'n wetlike aspek wat inkom. Van die begin van die Bybel lees ek van Adam en Eva as man en vrou. Ek lees van Noag met sy vrou en sy kinders. Ek lees van Abraham toe hy geroep is, het hy en sy vrou. So dit is vir my nie, daar is nie vir my 'n begin nie. Ek weet dat huwelike op ander maniere gesluit is, en vandag nog ek wil ook nie sê heidense wêreld nie, maar mense wat baie naby aan die natuur leef en vandag nog daai standaarde soort van hou, as 'n man en 'n vrou amptelik ingegaan het en in 'n tentgemeenskap gehad het en dit was hulle huweliksluiting. Maar dit is word nie vandag so gedoen in 'n ontwikkelde wêreld nie. Daar's baie meer riglyne en orde wat geskep is waar volgens dit moet gebeur. Maar nou wil ek ook dadelik sê, God is 'n God van orde. En toe hy Adam en Eva geskape het, of man en vrou geskapel het, en hy hulle die eenheid gemaak het, en hulle saam beeld van God was, toe was dit ook ordelik. En as ek daaroor 'n opmerking wil maak, die oomblik wanneer jy daai verordening weggooi, dan is daar nie meer orde, enige kommitment, enige verantwoordelikheid, wat 'n man en 'n vrou teenoor mekaar neem, as hulle saam is nie, as hulle saam bly nie. Die wet van buitekant af wil op maniere kom en sê die man is nog verantwoordelik om vir die vrou te sorg as hulle dan nou uit mekaar uitgaan. Maar daai orde het chaos geword. Binne in die ontwikkeling van wat binne in die huwelike aangaan. En dit bring, dit skep vir ons in Engels sê hulle disaster, rampe. As 'n mens nou gaan kyk na die ou duiwel, wat soms ook genoem word die sielevyand, die mensemoordenaar, hoe dink jy, of as jy vir ons uit die woord uit kan verduidelik, wat is die duiwel se ingesteldheid rondom die Christelike saamwees van man en vrou, die huwelik? Wat sal die vyand se strategie wees en sy droom? Ek het baie duidelikheid binne in my hart, dat wanneer die duiwel begin optree, begin doen, begin verlei, Adam en Eva in die tuin, dan kom hy na die vrou toe, en hy neem dit wat is, en hy verbuig dit, net 'n klein bietjie, sodat jy op jou einde luister na wat hy sê. Julle gaan soos God wees, julle gaan alles weet soos God. En onmiddellik bring dit 'n ding van eie geregtigheid.
in die vrou en dan later in Adam se lewe in. En dit is presies die styl van die duiwel. Hy is in 'n geveg met God betrokke. En hy gebruik dit wat goed is, wat God geskaap het, gebruik hy om misleiding in te bring. Is dit so? En wanneer 'n mens kyk na die aanslag van die duiwel, selfs teenoor Jesus, dan vat hy hom in 'n woestyn in waar daar baie behoeftes is wat Jesus nie het nie. Kos, ordentlike kos, en dan sal die duiwel vir hom sê, as jy my aanbid, dan sal ek. En dan antwoord Jesus hom. Dan sê hy, dit staan in die woord geskrywe. 'n man sal nie van brood alleen lewe nie. Dis nou maar die een deeltjie daarvan. Maar selfs in die duiwelse aanslag, direk teenoor Jesus, gebruik hy presies dieselfde strategie om die Vader by te kom. Maar Jesus antwoord hom deur die woord. En as ek en jy vandag nie die woord ken nie vir Jesus ken nie weet dat jy gered is deur hom wat aan die kruis gesterf het vir jou lewe nie en jou nuut gemaak het nie. As jy dit nie weet nie, dan kan jy nie weerstand bied soos Efesiërs in die wapenrusting sê nie. En in Efesiërs praat hy dan oor die wapenrusting, die swaard van die Gees. Sonder die Gees kan jy nie die Bybel verstaan en interpreteer nie. Ek wil net gou ietsie sê as ons gaan kyk na die geestelike Efesiërs 6 vers 12. Al die wapens is defensief, met ander woorde vir jou beskerming, maar die woord, die swaard, is die enigste wapentuig. Wil jy nou met die duiwel gaan beklei met 'n kombuismes, of wil jy hom aanvat met 'n groot sterk swaard? En dis wat baie keer ons hart is reg, ons wil die vyand beklei, maar ons swaard is na niks. En ek wil graag vir ons luisteraars 'n bietjie huiswerk gee vandag. Gaan neem Josua 1 vers 7, 8 en 9. En ek wil net gou vir jou vers 8 voorhou wat sê, die woord van God moet op jou lippe wees. Jy moet dag en nag daarop mediteer en daaruit leer en alles doen wat daarin geskryf staan, dan sal jy suksesvol wees in waarvoor God jou geroep het. En ek wil vandag vir jou regtig aanmoedig luisteraar, vat Josua 1, 7, 8 en 9, gaan lees hom, gaan mediteer op hom en kry die woord op jou lippe. Want dis asof jy vir die vyand staan en kyk en vir hom sê, met jou gaan ek beklei, maar my swaard is in sy skede, hy hang nie langs my lyf. Ek sal hom gebruik wanneer ek hom nodig kry. Nee, jy pluk daai swaard uit en jy druk hom onder die vyand se neus en jy sê vir hom, jou gaan mors. Uit my lewe uit, vir jou maak ek dood vandag. En dis vir my kosbaar dat ons net weer eens moet besef, rondom die huwelik, die goddelike instelling, is daar 'n geestelike stryd. Dis nie soos, ag jy weet, die lewe is anders deesdae, ek en my ou meisietjie, ons is nou al 8 jaar saam, en jy weet, ons gaan so nou en dan kerk toe, ons leef nie heeltemal soos dit nie, maar ons is ook daarom nie heeltemal van die pad af nie, en dis presies wat die vyand wil hê, want die oomblik, wanneer ons verkeerde optrede in lyn met die woord van God oorskry, die reëls, dan beland jy in die moeilikheid, of soos ons baie keer in die Afrikaans sal sê, jy beland in die pekel. Dit is asof die vyand jou voorberei om 'n hap uit jou uit te vat. Jy het gevra, die hele gebruik van die Bybel binne in die huwelik en die verval, wat binne in die huwelik intree. Nou, dit is nou baie interessant hoe geweldig belangrik God self die huwelik sien. En in Efesiërs 5 lees ons die gedeelte oor die huwelik. En
as jy daai gedeelte lees, dan is die eerste versie, vers 21, waar hy oor die huwelik begin praat, dan sê hy, wees uit eerbied vir Christus Ja. aan mekaar onderdanig. Wow. En dit gee vir jou die grondslag van enige huwelik, is Christus. Wow. Hy sê in daai gedeelte, dat hy ag die huwelik soos sy bruid. Met ander woorde, hy gebruik in sy verhouding met hom, gebruik hy die simbool van die huwelik, die liefde tussen man en vrou, as God se liefde vir sy kinders, God se liefde vir die wêreld, vir die skepping, en om dit sigbaar te maak, sy liefde sigbaar te maak, gebruik hy dan die huwelik, as hy die opdrag gee en sê, wees uit eerbied vir Christus Ja. aan mekaar onderdanig. Nou, as jy dit nie ken nie, of nie verstaan nie, en toepas in jou lewe nie, dan is jy die koning van jou hart. Maar as Jesus die koning van jou hart en jou vrou se hart is, dan ag julle vir hom hoog. As ek met God praat, is ek op my knieë. Dan is ek nederig afhanklik. Ek praat nie tee met dit wat God vir my leer nie. Hy is absoluut die bron wat my hele lewe rig. Uit eerbied vir hom sal ek sy beginsels toepas teenoor my vrou en my vrou teenoor my, sodat my huwelik 'n huwelik sal wees wat 'n toonbeeld is, soos die skepingsverordening 'n beeld sal wees van God se omgee, God se deernis, God se liefde, waarmee hy dan vir ons in hierdie wêreld wil seën. Ja. Die duiwel kom bring skeiding tussen egpare en God. Die oomblik wanneer daar skeiding gekom het, dat egpare nie meer die woord lees nie meer saam bid nie, saam bid baie belangrik, Ja. nie meer openhartig is en met mekaar deel wat eerlik op hulle harte is, soos wat jy in jou privaat verhouding met God doen nie. Ja. Jy praat met God wat eerlik en opreg in jou hart is. Hy ken jou, hy sien jou. Ja. Jy weet dit. Ja. As jy dit nie doen in julle huwelik nie daardie openhartigheid het nie, dan verbeur jy God in jou huwelik en kry die duiwel sy sin. Want dit is wat hy wil doen. Jy's ongelukkig, hy vernietig jou lewe, maar in die proses breek hy af wat God kom skep het, Ja. wat God kom gee het, wat mooi is in sy eie woord, vernietig hy dit, en dan kry ons dat die wêreld lyk soos wat dit vandag lyk. Ja, ek ken hierdie man, hy het in sy eie huwelik, het hy begin al meer sy eie plesier najaag. Hy het meer tyd op die golfbaan spandeer, hy het meer tyd saam met sy vriende langs die viswater spandeer, en uit basies op die ou end toe sy eie lewe geleef, en op 'n stadium, as gevolg van sy eie prioriteite, het die prioriteit van Jesus Christus as sy verlosser al verder en verder teruggeskuif. En dit is waar die drukte op die huwelik begin plaasvind, want hierdie man het soveel tyd spandeer in dit wat vir hom lekker was. En hy kon regverdig, hy kon sê as gevolg van werksdruk, moet ek op die golfbaan kom, ek moet langs die viswater kom. Maar intussen het die tyd wat hy in sy huwelik en sy vrou spandeer het, begin agteruit gaan, maar die probleem het eintlik ontstaan, die tyd wat hy met sy God moes spandeer het, daardie tyd wat hy in die woord moes spandeer, daardie tyd wat hy saam met die Here moes spandeer, het al minder en minder geword.
En ek het ook al besef in my lewe, die oomblik as iemand begin, sal ek maar sê, begin skuldig raak, en hy begin die pad buiste raak, of hy begin doen wat reg is in sy eie oë, is dit nie maklik om so iemand te benader en te sê, my vriend. En dis hoekom ons manne broers, vriende moet hê wat vir jou kan nadervat en vir jou kan sê, jong, ons moet 'n bietjie gesels. Hier is 'n paar dinge wat ek raak sien in jou lewe, maar ek wil nie 'n aanbeveling maak. Raak dit nie tyd vir jou om 'n bietjie meer tyd in die kerk en saam met die Here te spandeer nie? Want voor jy jou kom kry, begin hierdie man wegdryf van sy Here af en hy verlaat die pad treukie vir treukie en hy beland op 'n pad van selfvernietiging en waar die ou duiwel handjies reg staan en hy vryf sy hande soos by mekaar en hy sê, aha, nou is jy myne. Weet jy, dit gebeur eintlik baie subtiel ook binne in jou eie huishouding, Ja, waar 'n man en 'n vrou nie meer in dieselfde juk trek nie. ja, ja, Wanneer daai breuk gekom het en jy jou eie ego, jou eie ek wil streel en jy vir jouself begin lewe, dan kom daar 'n afstand binne in dieselfde huis, binne in dieselfde bed, ja, daar waar julle saam is, daar waar julle in die kerk saam is, daar waar julle om die woord van die Here saam is. amen, Op die ou einde verval dit so dat die partye die Bybel teen mekaar gebruik jo, om mekaar by te kom oor hulle lewens wat dan nie ervaar word meer as 'n onderdanigheid en 'n sterf aan jouself, soos wat Efesiërs dit vir ons gee, om mekaar te bedien met liefde en met alles. ja, 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 Dis baie hartseer en dit bring net meer en meer skeiding. En dit is presies hoe die duiwel te werk gaan om dit te doen. Ek wil vir jou 'n vraag vra. Iemand maak kontak met jou en sê, Dominee Sas, ek wil graag met jou kom gesels oor die huwelik. Ek en my vrou was so 40 jaar getroud en sy is nou oorlede en toe ontmoet ek nou hierdie vroutjie, sy was so 35 jaar getroud, haar man is ook oorlede. Ons het nou mekaar gevind en is dit nodig om nou weer te trou of kan ons iemand net aangaan soos 'n paartjie? Watse raad gee jy vir iemand op daardie stadium in hulle lewe? Wel, vir my is die belangrikste, wil jy gelukkig wees? Ja. Wil jy God se seën in jou vrou se lewe en wat sy vir jou bied beleef? Ja. Wil julle mekaar God dien deur mekaar te dien En te eerbiedig. en te eerbiedig? Ja. En as dit vir julle belangrik is dat julle mekaar gevind het en dat julle 'n lewe saam wil begin en bou, dan kan julle dit nie doen sonder die seën van die Here nie. Sien nou die vrou het nou 'n realiteit, 'n feit en sê ek is nog by my oorlede man se medies, maar die oomblik as ek weer trou, verval my medies. So finansiëel is dit nie vir my die moeite werd om weer te trou nie, want my medies is goed en omvattend en ek het 'n bietjie van 'n kroniese probleem, so ek kan nou nie eintlik bekostig om weer te trou nie. Ek moet nou maar terwille van die medies maar aangaan en ons twee het nou saam ingetrek en ons is soos 'n paartjie saam, maar ek sien nie kans om te trou nie want ek wil nie my medies verloor nie. Waar gaan 'n ou dan heen? Ek het baie dit in my bediening gekry. 'n Ja. Pensioen was ook 'n ding in die ou tyd dat my pensioen verval as ek weer trou. Okay. Ek het dit gekry. Vir my Ja. bly dit die vraag, hoe vertrou jy die Here dat hy vir jou sorg en dat hy vir jou voorsien wat jy nodig het elke dag van jou lewe. En as jy God vertrou, Ja. dan kan 'n pensioen of 'n medies nie belangriker word binne die sorg van die Here nie. Maar dit is 'n verhoudingssaak tussen jou En jou Vader. Ja,
Ja. En as jy hom liefhet en hom respekteer en hom vertrou, dan weet jy, wat ook al gebeur, jy gaan elke dag kos op jou tafel hê. Jy gaan elke dag die teenwoordigheid van die Here in jou lewe hê. As jy teen sy wil ingaan, dan loop jy die gevaar dat jy op die ou einde godloos raak, Bybelloos raak, dat die woord van die Here nie meer met jou in jou hart en in jou lewe praat nie. Jy sê nou 'n mooi ding is wanneer jy teen God se wil beweeg, wanneer jy teen sy instellings, sy riglyne en sy beginsels beweeg, staan die ou duiwel nader en hy vryf sy handjie en hy sê nou loop dinge my way. Nou loop dinge my wil en nou mag ek wettiglik in hierdie mense se lewens inkom en omdat die ou vyand ook bekend staan as die aanklaer van die mensdom, die oomblik wanneer ons die reëls oortree, is hy heel eers op die toneel om te sê, aha, kyk wat gaan hier aan, hier het ek reg tot aanklag. En onthou net, hy begin met 'n ligte aanklag, maar omdat hy die moordenaar is van die mensdom, al wat hy soek is wettige reg om die mens uit te vat. En ek bedoel nie net uit die kamer uit te vat nie, maar soos dood te maak en te vernietig. En ek dink, in ons eie hartsingesteldheid, in ons verhouding met ons Hemelvader, moet ons op 'n punt kom wat sê, ek wil graag doen wat reg is in die oë van my Here. Presies. Want die oomblik wanneer ons doen wat reg is in die oë van ons Here, dan kan God ons seën. Maar omdat die mens nou maar bietjie rondom hom kyk en sien hoe ander mense dit doen, regverdig jy jou sogenaamde optrede op grond van, onthou net, ons lewe nou in 2026. Die huwelik is lankal 'n ou instelling. Deesdae bly mense net by mekaar, dis finansiëel voordelig, dit werk vir ons en ons wil nie komplikasies hê en allerhande goed goeders met prokureurs en testamente en medies en erfporsies en sulke goed nie. So, kom ons maak die beste van hierdie situasie. En weet jy, ek kan al eintlik sien hoe die ou duiwel staan en glimlag en hy sê, ja, ek hoor wat julle sê, maar ek is besig om in te stap op hierdie toneel om te kom moor, te slag en te steel. Ja, dit en ek dink binne in ons geestelike wêreld, waarbinne ek en jy en almal van ons lewe, besef ons nie baie keer hoe ons onsself oopstel vir die duiwel om toegang te kry en in te kom binne in ons hart en binne in ons lewens nie. En om daar verwoesting te kom saai nie. En as hy eenmaal daarin is, dan het jy moeilikheid. En die enigste is om terug te draai na die Here toe. En wat vir my baie opvallend was, ook in die ou Israel, elke keer wat hulle teruggekom het na die Here toe, het sy genade ingeskop en het hy gered. Maar ons raak so vasgevang, dat ons totaal en al nie eers dink aan God, sy gebod, sy genade nie, wat vir ons kan red, deur terug te draai en tot bekering, weer tot bekering te kom nie. Dis 'n baie interessante ding van tot bekering kom, dis 'n daaglikse proses van terugdraai. Ek luister nou die dag na ou wat saam met my op universiteit was, Janse van Rensburg, uitstaande student, 3 doktersgrade, hy was 'n professor by Vrystaatse kweekskool, en hy vertel die storie van 'n meisietjie wat in 'n trein sit, en teenoor haar sit daar 'n geleerde persoon. En die meisietjie neem die verantwoordelikheid teenoor hierdie groot man, en sy vra vir hom of hy vir Jesus ken, is hy bekeer? En die man antwoord daar half ergerlik, hy sê vir haar, jong, ek is 'n professor, ek weet alles.
Die dogtertjie is so 'n bietjie ontseën en sy raak stil. Sy sê, maar ken jy vir Jesus? En die man antwoord weer, hy sê, kan jy nie sien nie, en hy raak ergerlik, en die meisietjie raak stil, en sy sit so en dink, sy sê vir hom, ek weet nou nie eintlik van 'n professor af nie, maar as jy vir Jesus ken, dan kan hy jou vrymaak daarvan. En dit is so kostelik, vir my, persoonlik, dat ons eie ekke maar net dood eenvoudig, en dit wat ons van onsself dink, maar net eenvoudig moet soeg voor die Here. Ek wil eintlik terugkom daarna om 'n bietjie te lees hier uit Efesiërs 5 uit, want Efesiërs 5 is vir my 'n ongelooflike gedeelte in die Bybel waar dit nou gaan rondom man en vrou. Nou daar's ander tekste wat ook van toepassing is daar, Kolossense 3, 1 Petrus 3, maar hierdie teks, en ek gaan nou 'n stukkie lees, wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. En nou kom hy verder. Vrouens, wees aan julle mans onderdanig, net soos julle aan die Here onderdanig is. As jy die Here nie ken nie, kan jy nie onderdanig wees nie. En dit is 'n vereiste. Mense wat trou, jy kan nie met 'n ongelowige in dieselfde juk trek nie. Dis reg. Die oomblik wanneer jy kind van die Here is en die Here ken, dan verstaan jy wat dit is om onderdanig te wees. Hy sê verder hier, die man is die hoof van die vrou, soos Christus die hoof van die kerk is. Christus is ook die verlosser van sy liggaam, sy kerk, die verlossing. 'n Man moet sy vrou se verlosser wees. Hy moet haar beskerm teen enige ding wat haar kan verander van wat sy is in Christus, wat haar kan seermaak. Hy sê, mans, julle moet julle vrouens lief hê, soos Christus die kerk liefgehad, en dan staan daar, en sy lewe daarvoor afgelê het. Dis die bewys van liefde. En as jy nou 1 Korintiërs 13 nog daarmee gaan saamlees, dan raak dit skrikwekkend mooi. Ek sê nou skrikwekkend, maar dit is insiggewend mooi. Insiggewend, daar is 'n beter woord. Dan staan daar, dit het hy gedoen om die kerk aan God te wy, nadat hy dit met water en woord gereinig. My verantwoordelikheid is om vir Hannie aan God te wy, sodat Hannie kan wees wie God wil hê sy moet wees. Hy gaan verder, sodat hy die kerk 'n volle heerlikheid by hom kan neem. En dan staan daar, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, heilig en onberispelik. Dis 'n geweldige order. As ek paartjies trou, dan sê ek altyd vir die man, kyk na jou vrou, kyk hoe pragtig is sy, en ek sal nog probeer om daarom 'n bietjie ook rondom dit uit te lig, hoe mooi sy vandag is. En dan sê ek, God se verwagting van jou is, jy het haar so mooi vandag gekry, so pragtig, en wanneer jy haar die dag aan die Here teruggee, dan mag sy nie eens plooie hê nie. Dis net eenvoudig ongelooflik om ietsie te begryp, ietsie te verstaan, van die verantwoordelikheid wat ons as huweliksmaats het, om binne die wil van God, beeld van God te wees. Ons is byna aan die einde van ons program, Sas. Ek wil net gou vir jou nog 'n laaste dingetjie. 'n Jong paartjie, hulle is nou so 6 jaar saam, bly saam, lekker huisie en al hierdie goeders, en hulle is nog nie gereed om te trou nie, want die huweliksseremonie en die onthaal is alles groot geld, en natuurlik nou die ringe wat gekoop moet word, dis ook 'n klomp geld.
So hulle gaan nou maar so aan jaar na jaar en dit het nou al oorgegaan na 6 jaar, hierdie jaar is dit nou 7 jaar wat hulle saam is. Watse raad sal jy spesifiek aan hierdie huwelikspaartjie, of kom ons noem nou maar potensiële huwelikspaartjie, maar hierdie tweeetjies wat nou saam is, watse raad sal jy gee sodat die Here se seën oor hulle verhouding en dan die hopelike huwelik kan wees? Voordat ek die situasie sal aanspreek, Ja, sal ek hulle verhouding met die Here aanspreek. elkeen persoonlik. Ja. Ja, Of hulle die Here ken, of Ja. hulle vir die Here liefhet, ja, of hulle sy genade oor hulle huwelik wil afbid en Ja. wil beleef, op hulle saam wees wil bid, dan is dit nodig dat beide van hulle soort van tot bekering kom, wedergebore word en 'n verhouding in 'n verhouding met die lewende God staan, ja, sodat die beginsels en die waardes waarvoor God staan dan van toepassing word in hulle lewens, ja, en dat dit dan hulle begeerte word om en te ontdek, om dan te sien dit wat hulle nou doen is nie tot eer van God nie, en hulle kan nie die seën van die Here verwag op hulle verhouding Ja. saam nie. ja. Ek het nou die dag net raak gelees weer eens wat bekeer beteken. Bekeer beteken om jou denke te vernuwe. Ja. En dan is daar daai kosbare woord wat in die Here wat sê, ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord van God, wat die vermoë het om jou sielsdimensie te red, Ja. which is able to save your soul. Ja. En ek dink baie keer in die geestesrealm waarin ons leef, word die sielsdimensie, ons denke, emosie en wil word 'n groot realiteit, want dit is wat ek wil doen, en dit is wat ek wil hê, en dit is waantoe ek op pad is, en dit is hoe ek my lewe sien. Ja. Dis hoekom Lukas 9 vers 23 sê die woord van die Here, en dis Jesus wat aan die woord is, en hy sê, indien enige van julle my wil volg, of my volgeling wil word, moet jy jouself verloon, elke dag jou kruis opneem en my volg. So dit gaan oor hierdie proses van waar 'n mens op 'n punt in jou lewe kom wat jy sê, ek lê die heerskappy aan van my lewe voor my verlosser se voete neer en ek maak 'n totale oorgawe en ek kom sê, Jesus, U is my verlosser en saligmaker. Ek leef nie meer nie, maar Jesus leef nou binne in my. En ek dink op daardie stadium maak jy jou gereed om dan die Here te verheerlik en eer aan God te bring deur in die huwelik bevestig te word en te sê, met my God sal niks onmoontlik wees nie. Lukas 1 vers 37, waar die engel Gabriël met Maria gepraat en sy sê toe vir hom, maar hoe is dit moontlik, wat gaan nie aan? En toe sê die engel, en die Engels klink vir my so mooi, toe die engel Gabriël met Maria praat, hy sê, with God, nothing will be impossible. Maar ek dink dit is waar ons kom in ons huwelik en ons huweliksinstellings en natuurlik nou die gesin, dis natuurlik nog 'n heeltemal 'n ander onderwerp as ons oor die gesin wil gesels eendag, maar as ons die beginsels van God ontdek en ons leef dit uit, dan mag die Here ons seën. Nou Sas, ek gaan vir ons afsluit in gebed en dis regtig my hart dat jy wat vandag na hierdie program luister, jou hart sal ondersoek en voor die magtige, liefdevolle Skepper kom en sê, Here, help my en wees gehoorsaam aan die woord van God sodat hy jou kan seën. Kom ons bid saam. Hemelvader, dankie dat U ons eerste lief gehad het. Heel eerste, nog voordat ons geweet het, het U seun Jesus Christus vir elkeen van ons gestuur om te sterf aan 'n kruishout, sodat ons deur sy dood en sy kosbare bloed wat gevloei het, die voorreg kan hê om kinders van U te kan wees. Vader, ek bid, Heilige Gees, dat elkeen wat vandag na hierdie program luister, hulle lewens so sal rig, dat hulle lewens tot eer van U sal wees. Dankie Vader, en mag elke woord wat ons hier gepraat het vandag deur die Heilige Gees geseën sal wees en die wêreld sal ingaan en dat dit tot eer van ons God sal wees. Amen. Amen.
baie dankie Dominee Saas, dit was 'n voorreg om saam met jou te kuier. Vir my baie lekker saam met jou en saam met die luisteraars. Dankie.